Ons het nog gesprekke en geselsies oor alles van rugby en geldsaake tot kuns en lekker musiek wat voorlê. Maar vereers gaan ons voort met 'n bietjie meer van die ernstiger dinge in ons oggendpraatjies. Ja, Pieter, ons fokus nou op onwettige kragverbindings en ek moet vir jou sê, dit is vir my vreemd dat dit nog steeds so 'n groot uitdaging is. Dis asof die ouens weer aan die een kant word daar dissiplinêre stappe geneem en aan die ander kant dan sit. Julle nie hoor nie, wat julle hier afsit, ons koppel dit weer aan hierdie kant. Presies. Maar dit is net lyk vir my nee, dit is eintlik 'n toenemende probleem. Mense hoor net meer daarvan. Nou ja, die elektrisiteitsverskaffer City Power het begin met daadwerklike pogings om krag in dele van Johannesburg se middestad waar sogenaamde gekaapte geboue geteiken word te ontkoppel. Die pogings fokus veral op geboue waar daar na bewering onwettige elektrisiteitsverbindings, die omseiling van kragmeters en diefstal van krag plaasvind. Nou volgens City Power het hulle inkomstebeskermingseenheid in verlede week hulle ondersoek na gebiede soos Braamfontein en Berea uitgebrei met spesifieke fokus op woonstelle soos Woodridge en dan ook Eagle White. 'n Verteenwoordiger van die nutsmaatskappy sê die aksie volg op talle klagtes oor onwettige verbindings in sommige geboue. Volgens hulle word die krag afgesny om infrastruktuur te beskerm en die veiligheid van inwoners te verseker. Maar nie almal is gelukkig met die optrede nie. Sommige inwoners sê hulle voel dat hulle onregverdig gestraf word omdat hulle huurders en nie die eienaars van die geboue is nie. 'n Plaaslike inwoner by die Eagle White woonstelle het gesê dat baie mense nie bewys van eienaarskap kan wys nie, juis omrede hulle slegs huurders is wat hulle huur betaal. City Power hou egter vol dat streng optrede nodig is en die woordvoerder Isaac Mangena sê sommige geboue is gekaap en dat baie inwoners nie vir munisipale dienste betaal nie. Hy sê onwettige heraansluitings en elektrisiteitsdiefstal plaas druk op die netwerk en veroorsaak groot finansiële verliese. Die nutsmaatskappy sê die probleem raak nie net inkomste nie, maar ook veiligheid. Nou onwettige verbindings kan lei tot oorlading van kabels en selfs brande tot gevolg hê. City Power sê hulle sal hiermee voortgaan in ander dele van die stad met die doel om onwettige verbindings hok te slaan en die kragnetwerk meer stabiel en veilig te maak vir almal. En ek dink dit is presies waar 'n mens eintlik kan begin na aanleiding van reaksie op hierdie storie. Maar die druk wat dit plaas op die kragnetwerk. Definitief, ek kan net dink. Jy weet, en ek dink op die einde van die dag 'n plek soos Johannesburg, ek dink daar's baie besighede en so ook in hierdie spesifieke stad. So dit is net ek kan dink dat dit tot 'n groter probleem kan lei. Definitief. En op die einde van die dag, ek meen soos wat hulle sê, selfs brande tot gevolg hê, jy weet, en ons het nou al gesien dat daar verskeie brande by geboue ook uitgebreek het in die verlede. Maar wys jy ook maar net aan die een kant hoe raad op mense is, Ja. om hulle self onder daardie, nie druk nie, maar om te weet wat hulle veiligheid aanbetref, maar hulle is gereed om haar kans te vat. Aan die ander kant dink ek ook vir myself, okay, hulle sê hulle, dis net die huurders, maar daai huurders het 10-1 vir die eienaars ook gesê, miskien nie om wat julle doen nie, ons gaan nou oorneem, ons gaan hierdie gebou vat, julle kan maar doen wat julle wil, julle mag ons nie uitsit nie. Verstaan jy, dit is vir my so jammer, dat ons as Suid-Afrikaners daai temperament begin kry het van, julle kan maar maak wat julle wil, ons gaan dit net weer aansit. Ja. Jy kan maar sê wat jy wil, ek het 'n saak met jou, Mitchum. Daar's amper 'n gevoel van ontasbaarheid, né? Ja. Onaantastbaarheid, Daar is die mooi woord, daar Maar- kom ons HAT deur op die Dinsdagoggend. Dit's 'n bietjie gesukkel, daar was 'n bietjie van 'n kortsluiting. Ja, want mense dit is daar alles uitgekom. toe die petrol gevat het. Ek sê vir jou, dit is te danke aan die brandstof in my glas. Lekker. Nee, maar ek dink, jy weet, ek dink nie enige iemand sal noodwendig voel, mense wat hierdie storie lees, sal voel dat dit te drasties is nie, jy weet die optrede nie. En ek dink ek dink nie daar is 'n ander manier om so iets doeltreffend hok te slaan nie. So dit sal interessant wees om te sien of hierdie probleem in die toekoms Opgelos minder kan van 'n word. probleem sal wees, maar ek dink net hulle is absoluut raad op na aanleiding van hoe gereeld dit gebeur. En ongelukkig presies soos wat jy sê, want daar is mense wat wetgehoorsaam is en regtig hou, al die jare betaal het, ek doen al my goeie soos wat van my verwag word, Ja. en nou moet ek ook daaronder lê. Die groot ding vir my is net, jy weet, 'n mens kyk na iets soos gekaapte geboue ook, wat natuurlik nou die ander deel van hierdie storie is, of 'n ander invalshoek miskien is, en ek dink,
dit is 'n probleem op sy eie. Jy weet wat nou lei tot wanneer mense nou weer eens na die groter prentjie kyk. So ek dink daar moet miskien ook net ek weet nie wat is die oplossing in daai verband nie, maar ek dink die regering moet ook daadwerklik daarna kyk, na aanleiding van om daai probleem op te los. Vat die vas wat stout is, maar kyk ook mooi na die wat daarom hou by die boek as het ware en hulle ding doen. Ja, maar wat ek probeer sê is die behuisingskrisis in die land. Jy weet, ek dink sommige mense beset hierdie gebou na aanleiding van die plek dat hulle geen heenkome het nie. So ek dink net die regering moet ondersoek instel en probeer kyk hoe om dit op 'n ander manier dan nou op te los. Jy sien, daar was nou 'n interessante storie ook oor hoeveel regeringsgeboue daar is wat nou ook nie gebruik word nie. Ja. En Skokkend. dit het ook nogal vir my ek het reg opgesit toe sê ek kan nie glo wat ek hoor of wat ek sien nie. Maar nee, ja, hier en daar is daar daarom ook veranderende mense wat in die regeringsposisie sit wat stadig maar seker ook so 'n bietjie infiltreer en sê nee wat, let's do it on the right way. Ja. Ja. Nee, en ek dink dit gee vir 'n mens hoop. Jy weet, Joe Black is ook nou hier om die hoop weer terug te bring soos altyd. Met sy openbaring. Maar ek dink dit gee vir 'n mens hoop in hierdie stadium na aanleiding van sommige mense wat regtig sterk voel daaroor dat dinge reg moet gebeur. So, ons hou die situasie dop. Met fyn oë sal ons dit dop hou. Fyn oë. Goed, Pieter, neem maar nog 'n slukkie. Baie dankie, is 'n heerlike sappie hierdie hoor. Ek moet sê, Allah krag die appelsap op sy beste. Nou ja, bly net waar jy is. Want ons is binnekort weer terug en dan leer ons hierna meer oor hoe jy jou hond beter kan leer wat sy of haar gedrag betref. Ek dink dit is nogal 'n insiggewende gesprek. Jy wil dit nie misloop nie. Jy's by Goeiemôre, Good Morning.